twee identiese gloeilampe A en B, sowel as 'n meettoestel Z, word aan 'n battery gekoppel soos in die stroombaan hieronder getoon. Die skakelaar is aanvanklik oop. Watter fisiese hoeveelheid sal toestel Z meet as die skakelaar gesluit word? Dit is natuurlik stroom. Nou, ammeters het 'n lae weerstand en word in serie geskakel met die res van die stroombaan. In hierdie geval is Z dus 'n ammeter en dit meet die totale stroom. Gee 'n rede waarom die helderheid van die gloeilampe dieselfde sal wees wanneer die skakelaar gesluit word. Nou, die gloeilampe is identies en hulle is in serie geskakel. Met ander woorde, dieselfde stroom vloei deur elke gloeilamp. 'n derde identiese gloeilamp word nou in serie met gloeilamp A en B in die stroombaan geskakel. Sal die helderheid van die gloeilamp toeneem, afneem of dieselfde bly? Nou, wat gebeur hierso? 'n derde gloeilamp kom in serie by. Dit beteken dat die totale weerstand gaan toeneem. Jy weet dat V is gelyk aan I maal met R. Nou daai V verwys na die potensiaalverskil van die battery. Ons karring nie aan die battery nie, V bly met ander woorde konstant. Maar ons het 'n addisionele gloeilamp bygesit in serie. So, die totale weerstand neem toe. En as V konstant bly, dan moet die totale stroom afneem. So daar's nou minder stroom wat deur die gloeilampe vloei. So die gloeilampe gaan dowwer brand as van tevore. Die helderheid gaan met ander woorde afneem. Wanneer die skakelaar S vir 'n kort rukkie gesluit word, is die potensiaalverskil oor die parallelle kombinasie 4 volt. Definieer die term potensiaalverskil. Die potensiaalverskil oor die ente van 'n geleier is die energie oorgedra per eenheidslading wat daardeur vloei. Nou as jy dink aan potensiaalverskil, dan dink jy aan volt, en dan weet jy, dis of joule, die energie, per coulomb. Dit is die lading. So joule per coulomb is die volt. Alternatiewelik, energie, ons het te doen met werk of arbeid, so dis W gedeel deur lading, en dit is Q. En beide daardie sal jou help om te onthou, wat is die definisie van potensiaalverskil. Bereken die effektiewe weerstand van die 2 ohm en die 6 ohm resistor. Nou belangrik, daardie twee weerstande is in parallel. So op die formuleblad gaan kry jy jou formule, kom ons sê daai is R1 en ons sê hierdie is R2, so dan gaan 1 op R parallel gelyk wees aan 1 op 2 plus 1 op 6. Met ander woorde, dis 3 op 6 plus 1 op 6, dit gaan vir jou gee 4 op 6. Nou baie belangrik, ons soek nie 1 op R parallel nie, ons soek R parallel, met ander woorde, beide kante moet ons die resiprook neem, met ander woorde, R parallel is 6 op 4, en dit is 1,5 ohm. Baie belangrik, as ons die effektiewe weerstand uitwerk, dan sal daardie antwoord altyd kleiner wees as die kleinste enkele weerstand in parallel. Wat is ons kleinste weerstand? 2 ohm. Wat is my parallelle weerstand? 1,5. 1,5 is laer as 2. Jy sal altyd dit kry as antwoord. En dis 'n manier om te bepaal of jy reg gewerk het. As jou antwoord hoër was as 2, dan weet jy het iewers 'n berekeningsfout gemaak. Volgende bereken ons die lesing op voltmeter V2. So, maklike manier om daarna te kyk. Ons weet dat volgens Ohm se wet V is gelyk aan I maal met R.
Ons het die R, ons kort net die stroom. So hoe gaan ons die totale stroom bepaal? Die totale stroom is gelyk aan die potentiaalverskil oor die parallelskakeling gedeel deur die weerstand van die parallelskakeling. En dit is 4 volt gedeel deur 1,5 ohm. En dit gee vir ons 2,667 ampere. So dit is ons totale stroom wat deur die stroombaan vloei. En dit gaan ook die stroom wees wat deur die 4 ohm resistor vloei. So ons het ook nou die I. So ons kan V2 gaan uitwerk. Dit gaan wees die totale stroom maal met daardie weerstand. So dit is 2,667 en ons maal dit met 4. So die potentiaalverskil is gelyk aan 10,67 volt. Laastens, bereken die lesing op voltmeter V1. Kom ons sê hierdie is voltmeter V3, dan weet ons V1 is gelyk aan V2 plus V3. Die twee potentiaalverskille moet optel tot die totale potentiaalverskil. So dit gee vir ons dan daai 10,67 plus 4. Ons finale antwoord is 14,67 volt.